oop maak, oop ons verstand om te verstaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Daardie stukkie wat ons gaan lees, het gebeur aan die tuin Getsemane. Julle kan by die huis gaan verder lees. So die boodskap. Ons kyk na 'n paar punte wat belangrik is. Hoekom word die disippels wakker? Hoe dink julle? Hoekom? Gebed? Ja. Hulle dink die so. Ons weet het nou, omdat ons gelees het, Jesus gesê vir hulle moet wakker wees op die punt. Maar die disippels dink nie, dit is hulle besef nie wat gebeur. En waarvoor dit? Sy dit dat iets nie gebeur wat maak julle sonder dit. Elke dag gebeur daar baie dinge in elkeen van julle se lewe wat kan maak dat ons sonder dat ons vergeet van God die Vader, vergeet van Jesus Christus, dat ons hele brand kry met mense, dat ons God die Vader vertel, die Jood, daarom sê Jesus, ons moet besef, ons kan sê, ja, ek wil, ek sal, maar self kan. Onthou julle verlede Sondag gelees waar Petrus gesê het vir Jesus, toe Jesus vertel het wat gaan gebeur vorentoe. Petrus gesê het vir Jesus, nee, dit sal nie gebeur nie. En Jesus het ook gesê vir Petrus, Petrus, jy besef nie, maar vorentoe jy gaan my verraai. Maar Jesus kan nie. En hier Jesus sê, ons moet besef. Ons kan sê, nooit of nie sal nie, maar ons is swak. Ons het nodig van die Vader om meer die Heilige Gees vir ons te help. En daarom ons moet aanmoedig, en Jesus ook aanmoedig, ons moet lees. Dat ons kan inneem die woorde van God die Vader, die woorde van Jesus, dat ons kan doen, onthou wat hy hier. Ons moet wakker wees. Beteken daar kom 'n tyd, wat ons nie moet gaan slaap nie, maar tyd maak te gaan bid. Want ons weet nie wat vorentoe gebeur. So ons moet
ons moet bewus wees. En voorberei. En besef, iets kan gebeur voor. Iets kan gebeur. Ek nie sien nie, ek nie van weet nie, maar God die Vader weet af. So ons moet nie slaap neem. Dit is soos 'n persoon wat sy kar ry. Ek het gesien gister ongeluk. Ek het dink met 'n ander persoon oor gekeer wat dit gebeur. Maar hy het tegen myself toe of het was nie voorbij my. So heb ek nie gesien dat die ander persoon maak van aan mekaar was gebruik. So Jesus sê, ons moet wakker wees, besef, kyk, sê ek is los. Ja, dit is reg. As ek net, waarin op die aan gaan, verkeerd doen of probleme kry. So ons kan voorkom, ons kan maak dat ons betyds sien dit pas op. Betyds sien en dit voorkom. En dit voorkom beteken ek kan keer dat dit gebeur. As ek betyds sien, kan ek keer dat dit gebeur. Maar as ek dit oplet nie, gaan ek was dit staan? So Jesus sê, ons moet besef, ons is swak. Ons het nodig om te praat en te bid met God Vader. Ons moet tyd maak. En is goed in die aand. Ons is stil, ons is alleen in die huis, in die kamer. Ons kan stil daar alleen. Maak tyd. En Jesus wil nie hê ons moet lees. Daarom hy leer en herinner vir ons om wakker te wees en te besef. Vanoggend se boodskap is ook ons te help te besef. So dat die disippels besef nie hoe Jesus voel. En Jesus weet het. Daarom het hy Jesus vir hulle gesê, ek voel hartseer. Ek bang. So erg. Ek voel dat ek doodgaan. So Jesus kommunikeer sy gevoelens met die disippels. Hulle wil nie. Hulle besef nie. Ek dink dieselfde vir ons. Ons besef nie, kan nie voel wat Jesus gevoel het. En daarom het die Here dit geskryf in die Bybel, dat ons dit kan lees. En vanoggend hoor en in hierdie tyd waar ons herinner en dink aan die lyding van Jesus Christus. Omdat die Here ons so help om te dink, te begin besef, hoe is Jesus gevoel. En Jesus het dit gedoen vir my en ons te leer. Hy het gevat ons straf, sodat God die Vader ons kan vergeef. So God die Vader straf vir Jesus daar aan die kruis. Straf hom vir ons sonde. Sodat God die Vader vir my en vir julle kan vry
So as wat die Vader vir my en jou kyk, hy sien Jesus se bloed en ons is vry. Jesus het klaar al ons sondes gevat. Hy het gesterf. Dus Jesus wat hy ons moet vanoggend weer dit besef. En ook oor Jesus vir ons sê, ons gevoelens moet nie meer belangrik wees as sy gevoelens. Ja, die disciples, dink julle, hulle gevoelens was meer belangrik of Jesus se gevoelens? Maar weer, die disciples, hulle het nie gedink aan Jesus se gevoelens. Dit lyk of hulle nie omgeen, want hulle gaan slaap. So, hulle het gedink aan hulle eie behoeftes. Hulle het gedink, en Jesus sê, ons moet oppas, dat ons nie dink aan ons eie gevoelens, en eie behoeftes, en vergeet van hom nie, vergeet van sy wil. Dus Jesus daar, hy vraag, wat asseblief, wat daar, hy nie my wil. Ek sal vat, ek sal verkeerd gaan. Ek wil doen wat wil is. Ek dink vandag baie Christen sê hulle glo. En Jesus is belangrik vir hulle, maar hulle kies hulle eie voetens, hulle eie begewings, hulle eie denk. En Jesus sê, daarom moet ons bid, Vader, help my dit te doen. Nie my eie gevoelens, my eie begewings belangriker in my as Jesus. Want dit maak dat mense verkeerd kies, verkeerd doen. En weer begin lewe soos mense wat nie vir Jesus ken, gevolg. Ek vraag dit, lyk het of die disciples omgee? Ja. Ons om, jy moet nie iets doen, wat lyk of jy nie omgee vir Jesus. En derde vraag, dink jy dat dit was maklik vir Jesus? Nee, dit was nie. Dit was nie. Ons het gelees, dat Jesus self sê, diep hartseer en bang. So erg dat Jesus sê, hy voel hy doodgaan. Het is vreemd om te dink dat Jesus hierdie so erg vir hom, dat hy voel hy wil liever dood. So was Jesus ook mens. Hy verstaan hoe ons voel, hoe ons dink. Daarom het God die Vader gesê vir Jesus om te stuur, gesê, jy moet gebore word as 'n mens. Sodat jy kan verstaan hoe mense voel en dink en ervaar, sodat jy vir hulle kan leer, maar ook
dit was nie makkelijk vir Jesus. Dit was erg wonderlik. Alleen. Disciples weghard. En wat gaan julle doen as ons vervolg wat gaan ons doen? Soos die disciples weghardloop. Nee, Jesus wil ons aanmoedig en tydswaarskuwing. Maar Jesus sê, daar sal vorentoe dinge gebeur wat kan maak dat ek en jy voel ons onterg. En Jesus sê, as dit gebeur moet jy dit. En sê, jy was 'n Vader, help my om u wil te doen en nie van te wees. Hierdie is ek nie gebeur, help my. As daar 'n kompad is, wys vir my hoe hierdie probleem my partykeer wat die Vader wil vir ons help om te by te kom. Ja, partykeer en dan heel hier daardie probleme gaan om ons te leer, ons te bou, sterker te word, en ook te wys of ons geloof sterk is of swak. En dat ons besef ons onbekend. So die Here wil vra vir ons vanoggend, ons moet ook besef en verstaan wat Jesus gevoel het. Ons moet doen en Jesus sê ook vir ons gaan bid. Ja, bid vir wat voortoe kan gebeur. Vader, ons